Head down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow. Altyd julle en welkom terug by episode 4 van F1 in Afrikaans. Ek het my goeie chomma, Giovanni Rogers, #Italianer. Interessante reis gewees die naweek by Espanyols, Catalunya. Ja, wat is jou prediction gewees vir die naweek? Is daar enige uitstaanders vir jou? En dan ja. Wel, eerstens hallo, goeiedag en welkom. Ja, dude, again, maar uitstekende reis vir Max Verstappen, dude. No other way, no two ways about it. Predictions was actually kind of hoog vir Lando Norris. Ek moet dit eerlikwaar vir jou sê. Ek het gedink hy gaan baie beter perform, obviously. Ek dink daar was 'n groot ek weet nie, hierdie groot storie in my kop gewees dat hy dalk sy tweede wen gaan kry in Spanje, man. En dit het nou net nie gebeur nie. En dude, kan nie dit glo dat Lewis Hamilton weer terug is op die podium. Imagine. In my wildest dreams sou ek nie kon glo nie, want ek het actually gehoop dat ons dalk Charles Leclerc, Carlos Sainz of iemand sien en net eenvoudig net nie daar nie, ou. Goeie reis. Goeie reis, nie 'n bad reis nie, 'n goeie reis. Ek dink sover is dit die eerste reis wat ons nog nie 'n retirement gesien het nie. As ek dit reg het, is dit die heel eerste reis wat ons nog nie 'n retirement gesien het whatsoever nie. Ja, ek moet vir jou sê, Catalunya is een van my gunsteling bane. En ek love net die high speed corners van die baan, ook die tyres en wat hulle moet die tire management is insane op daai baan. Ek dink as jy softs ry, is dit soos letterlik, ek dink dit hou 10 laps ou, dan moet hulle op 15 laps, dan moet hulle alweer pitstop maak. Ja, ek dink Lando Norris moes die reis gewen het. Hulle pit crew was onmenslik stadig. Dit was soos 3.8 sekondes. In vandag se tyd moet jy letterlik onder 2.5 hardloop. Maar ek is bly vir Hamilton dat hy op die podium gekom het. Ek dink die start was amazing hoe Russell letterlik het lyk of hy 'n boost knoppie gedruk het en hy daai corner gevat en hy het letterlik Norris en Max easily verbygevat. Maar yet again, soos ek sê, Max is 'n fenominale drywer. Ek is bietjie disappointed in Ferrari. Hulle is op die oomblik nêrens consistent nie. Ek weet nie wat op die oomblik nou daar aangaan nie. Ek meen, ek dink is bietjie selfsugtig van Carlos Sainz se kant af ook. Ek dink in sy kop het hy weet al klaar waar hy gaan. Ek meen, hy moet dan net die announcement maak want hy hou die paddock op die oomblik op. Ja, dit het my bietjie afgesit en ja, jy vergeet dat die McLaren se VIP box vir hulle sponsors en gaste aan die brand geslaan. So
Daar was nogals intens om te sien en ja, ek sien uit daardie naweek is Austria sprint weekend en ek weet nie of jy gehoor het nie, maar Behrman lyk my het sy seat volgende jaar by Haas. Ja, so ons begin by die begin. First of all, wat jy nou gesê het, byvoorbeeld van die tyres en all that. Nogals crazy om te hoor dat weet Spanje is actually well, essentially moet dit 'n 3-stop race wees. Dis kind of weird om te sê, imagine 'n 3-stop race, right? Maar dit was supposed om 'n 3-stop race te wees en ek dink baie mense het ek dink hulle van hulle tyres het hulle genous. Hulle het dit soos properly genous van point to point to point en ek dink dit was nogals dit het gewys waar die groot manne lê, jy weet. Vir my all in all die Russell man, soos wat jy nou sê, like vir 'n boost knoppie druk en soos like A for away en hy's daar en hy's soos jy weet hy actually wat ek dink 7 of 8 laps het hy gelead, which is not bad as en yes, ek gaan vir jou so sê, dude, chicken wing, my hele rug nê, met die start van daai race het so mekaar in gekrul met daai eerste draai. Dis ek soos like, maak net seker dat niemand mekaar hit nie. Soos maak net seker almal kom soos veilig uit hierdie situation uit. Maar ja, die Catalunya, Spanje, altyd 'n nice baan om te kyk in fact. Ek love daai baan. Maar yet again, maar ons begin met Norris in fact. Ja, weet jy sê Norris se pit crew het bietjie opgeneek. Vir my die probleem was nê, daar was op 'n stadium gewees wat daai tyres te veel genous het. Op 'n stadium, wel jy kon dit sien op die timing changes, right? So ek meen ons op 'n stadium sy soos like 12 sekondes voor en dan drop hy sommer 1.5 sekonde soos per lap. En ek dink hy moes slimmer gedink het. Ek dink hy moes maybe geundercut het en gebox het ahead of Verstappen. En dit het toe nou nie so deur gegaan nie en ek meen toe hy in die box is Verstappen gone, dude. Om hom te vang is jy weet Red Bull is 'n insane kar. Jy weet Verstappen is een van die beste drywers op die oomblik in die wêreld. Alhoewel ek nie 'n Red Bull fan is nie, ek kan eerlikwaar sê daai dude is next level precision driving. Hy is soos insane goed. Hy weet om te handle met sy tyres en hulle te los. Hy weet om ek weet die tracks man, hy ken die tracks so goed dat dit is asof hy in sy slaap ry. Hy kon 'n nap gevat het hierdie hele race en hy is nog steeds gewen het. Dis actually goed. Ek's kind of upset oor die hele Norris ding. Ek het regtig gehoop dat dit is sy kans. Ek dink dit moes gewees het in feite. Ek wil nie sê ek dink nie, dit moet gewees het. Dit moes sy kans gewees het om nog 'n race te wen. Ek meen en kan jy dit glo, Chicken Wing, unbelievable real quick dat Norris tweede op die driver standings is. Tweede my dude, waar is Ferrari? Waar is soos dude, ek weet nie. Dit maak my actually mal. Dit maak my crazy. Ek weet nie, maar Ferrari besig om in die water te val. Oliver Behrman, dude. By Haas. Imagine. Ek weet nie hoeveel jy oor hierdie kid nie, maar ek love hierdie kid, man. Hy's such a good driver, man. Ek love hom. Love hom. Ek dink hy's fenomenaal. Maar ook, ek wil vir jou die volgende sê, het nou net af my screenshot gestuur en ek weet nie hoe waar dit is nie. Dat ou Mick Schumacher dalk moontlik kan terugkom. Ja, ek wou vir jou gesê wat is jou opinie daaroor, omdat Alpine naweek 'n announcement gemaak het van Fabio Vettori, dink is sy naam, wat geban was van F1. En vir ons kykers daar buite, hy was actually Schumi se eerste race engineer en nie race engineer, team principal. En dit sê al klaar vir my hy het 'n soft spot vir Mick nog en hy weet die potensiaal wat Mick het. Ek meen hy het letterlik toe Vettori by Benetton was, het hy Schumacher in 'n baie slegte kar ingesit en hy het daai kar laat klop en perform en ek dink hy het sy eerste championship met hulle gewen. Oor te sê van Norris, wat my bietjie afgesit het van hom is don't be a bad loser. Elke keer met die verskoning van hy moes gewen het. Man, is jou span wat jou in die steek laat. Dit is nie jy nie.
maar dan be 'n bad loser, want as hy dit nou gaan doen, gaan hy baie fans verloor. Jy kan nie nou elke reis en jy het nou tweede of derde gekom, maar jy het pole position gehad. Kan jy nie elke reis net sê ja, ek moes gewen het, want dan gaan die mense soos begin sê what the hell, bro, like dit vat 'n team effort om te wen. Dis nie net jou skuld as jy op droogmaak of so nie. Maar ek wil by jou geweet het, ons het gepraat oor Bayman, hy het 'n blink toekoms in F1, saam met Antonelli, en ek het 'n feeling Sargent gaan gedrop word die jaar hier by Italië, want man, hy perform glad nie op die oomblik nie. Hy maak my eintlik, ja, soos jy sien, hy maak mens eintlik negatief as jy F1 kyk en hy kla so baie op die radio, bro. Hy sê next Mazepin, so ek het 'n feeling Antonelli gaan inkom, want hulle het mos nou die ouderdoms ding verander wat jy moet wees om F1 license te kry van F1 te ry, so dit is nou 17 nie meer 18 nie. En ja, die naweek sien ek heavy uit Austria. Ek wil by jou hoor, hoe voel jy van die triple headers wat F1 doen, logistic wise? Dink jy nie like dit is baie pressure op spanne om op 'n triple header, want volgende naweek is hulle in Silverstone. So dink jy nie dis pressure wise om so baie te travel op een slag net om nou die season kalender hoe mens vol te maak of nie so uitgereik te maak nie. Want ek meen as hulle normaalweg nou die races moet ry, gaan hulle eers volgende jaar klaar maak met die season. So ek verstaan die triple headers, maar logistic wise maak dit nie vir my sin nie. Ek sien hulle het gesê omdat McLaren se die paddock ding in die pits het ons nou in die brand geslaan, en hulle sê hulle logistic wise weet hulle gaan hulle weer daai vervoer na die volgende Grand Prix dat dit reg is. So die ander spanne gaan nou moet accommodate vir McLaren. So ja, ek kom maar net jou opinie hoor daaroor. Obviously ons gaan, dis nou soos jy sê, hierdie naweek wat nou opkom, is dit oor na Austria toe, en ons kyk na 'n sprintrace. Triple headers maak van dit maak jou 'n man. Dit maak jou 'n man. Dit wys eintlik, dit klink weird. Ek gaan vir jou so sê, dit klink baie weird, maar dit maak jou 'n man. In die sens van op die ou einde van die dag moet jy kan endure waardeur jy gaan as een van die top 20 drywers wat in 'n F1 kar kan sit wat miljoene vir 'n jaar verdien. Ek meen honestly, ek dink nie jy complain so baie nie. Obviously mense raak moeg, which is understandable, maar jy het 'n week wat jy soort van breek. In die sens van, weet jy, ry op 'n Sondag, die Maandag slaap jy in jou fancy hotel, die Dinsdag vlieg jy na Silverstone toe of na Engeland toe. In Engeland gaan sit en doen jy jou ding vir so 3-4 dae, die Vrydag begin jy jou practice, die Saterdag is jou qualifying, die Sondag is jou race, en dan van daar af is dit weer kind of 'n week breek, en ek sien dit nie as die worst ding nie. Kyk, Max Verstappen het op 'n stadium môre gekla die feit byvoorbeeld hy's nie 'n fan van sprint races nie, hy haat sprint races. En een wat hy gesê het wat kind of hit is gesê, weet dit maak jou so moeg dat partykeer jy jou sense of nie ability nie, maar kind of ability verloor om 'n behoorlike reis te ry en dalk nie 'n fout te maak nie. En mense, ek weet ons het dit al van tevore ook gesien, Max Verstappen maak nie sommer foute nie, maar kom 'n sprint reis en dan die volgende reis dan gly hy dalk so 'n bietjie op die baan rond of iets soos dit. So triple header, not that bad man. Ek dink as 'n F1 fan, soos mense is meer excited daaroor, want ek meen jy het hierdie naweek het jy Austria, jy het die naweek daarna het jy Silverstone. Dit maak jy kind of excited vir die hele week, want jy weet die Saterdag en Sondag kyk jy net F1. En vir die fan is dit awesome. Ek weet nie hoe voel dit vir die drywers nie. Ek kan kind of 'n sense sê en sê ja, mense raak moeg, mense raak bietjie
geïrriteerd en sulke stuff, maar dis wat van jou 'n man maak, man. Jy moet maar deur daai moeg kan druk, 7 in die aand gaan slaap sodat jy die volgende oggend 7 kan wakker word en 12 ure se slaap toe kan inkry. I guess is maar net jy moet maar kyk honestly, as jy 20 miljoen of 30 miljoen 'n jaar kan verdien, moet jy maar die moeite werd wees, jy weet. Jy kan nie net 5 dae 'n week werk en jou geld kry aan die einde van die maand nie. So as hulle vir jou sê luister triple header is wanneer jy maar op jou fancy airplane klim, vat maar jou goodies saam, plak jou AirPods in, luister 'n bietjie music en hoop maar net vir 'n goeie naweek. Maar dis moeilik want ons is nie F1 drivers nie. Dit is moeilik. Ek dink mense raak moeg. Ek dink dit is maar 'n case, mense raak baie moeg, mense raak geïrriteerd. Ek is net excited, man. En ek's excited vir Austria, dude. Ek soort van 'n fan van sprint races. Ek quite like it, want is lekker, is vinnig, is spicy, geen pitstops nie, mense probeer dit liefs mekaar vat, en verbyvat, en die overtakes is lekker, en ek dink hierdie Austria is die kortste baan van die season, so ek dink dit is 22 laps op die sprint race, en dit is 72 laps in die race. So ek dink dit gaan super, ek's actually baby excited, maar ek kan hierdie volgende beloof chicken wing, as my team Ferrari nie begin perform nie, delete ek my subscription vir F1, ek gooi my TV in die asblik, ek gaan van social media af, en ek bel Ferrari tot hulle antwoord. Daar's no other way, dude. Ek kan nie meer vir dit staan nie. Ek raak hartseer ou. Ek is 'n Italiaaner en ek raak hartseer daaroor. Want dit is net embarrassing om te sien, man. Ferrari is supposed om on point te wees en dis net no way. Om terug te kom by jou, ek en jy praat al lank oor. Ons message mekaar al ages hier oor Antonelli. So ek het vandag 'n conversation gehad met iemand. Ek gaan nou nie die naam noem nie, maar net sodat jy weet, ek het 'n conversation gehad met een van my ander palle. En ek sê toe vir hom, wat dink jy van Antonelli? En hy sê vir my, hy dink persoonlik die volgende gaan gebeur, dat Carlos Sainz gaan Mercedes toe gaan en Antonelli gaan dalk vir 2 jaar gaan sit in 'n Williams kar. Obviously, hy het nog nie F1 gery nie, so hy is nie heeltemal op paar van hoe die kar moet werk en daai tipe goedjies nie. So hulle gaan vir hom die eerste jaar gee om dit uit te figure in 2025 en dan 2026 met die nuwe regulations, die nuwe kar, dat hy dan ook dit essentially kan uitfigure by Williams, en dan as hy sou upgrade na 'n different team toe, miskien na een van die groter teams toe gaan, maar ek kan hierdie vir die volgende sê, Carlos Sainz gaan, ek's 80% seker, dat hy gaan 'n Mercedes driver wees, hy gaan 'n Mercedes F1 Petronas driver wees met volgende season. Dis nou die announcement. Ons wag vir die announcement. So Carlos Sainz, ek weet jy verstaan nie Afrikaans nie, dude, maar announce net waartoe jy gaan. Want ek raak moeg gesiek en gatvol om heeltyd op Twitter te gaan en te sien dat ons wag vir die announcement. Announce dit, maak gou. Ek raak geïrriteerd en ek soek jy nog steeds in 'n F1 team. Anyways, ek lief jou ook, Mr. Carlos Sainz, as jy verstaan nie Afrikaans nie, maar lief jou van Suid-Afrika af, dude. Maar nee, ek is excited, dude. En as Antonelli inkom, jy het die vorige keer ook gesê, hy is 'n baie goeie drywer, ons het nog gesien in F2 ook as wel. Baie goeie drywer, ek dink, hy gaan beter wees as Carlos Sainz. Carlos Sainz, man, hoor nou vir my, die ou skinder vir my, het nou hierdie staf gehoor. Ek dink hy gaan beter wees as Sargent, hy gaan baie beter wees as Sargent, ek dink hy het 'n goeie kop in haar lyf om te sê, elke muur is nie nodig om getref te word nie, jy kan daar met mekaar reguit ry en 'n reguit lyn doen. Ek weet nie. Ja, ek moet vir jou sê, ek dink, soos ek vir jou gesê het, toe ons die podcast begin het, dit maak my heavy kwaad dat Carlos nog nie die announcement gemaak het. Ek meen, mens kan sien in sy kop, weet hy waartoe hy gaan. Maar die ding is, nou sê hy, ja, maar dit sit hom nou druk en dit kan nie laat hom perform nie. Maak net die announcement, want jy gaan en fokus op, maak net jou season klaar, want op die oomblik is dit soos, wanneer jy jou 'n notice gee by 'n werk wat jy nou betaal. Nou wag jy maar jou maand wat jy nou klaar maak, nou en jy worry eintlik, jy sit maar in kantoor en ek weet jy Instagram, Facebook. Nou jy mors mense se tyd wat in jou invest, veral jou sy sponsors, want nou hou jy jou sponsors op, want ek sê jou nou as hy Mercedes toe gaan
al sy sponsors obviously saam met hom volgende seisoen. En ek meen Monster het klaar uitgetrek by Mercedes en McLaren gejoin. Ek weet nie wat daar gebeur tussen hulle, want ek weet Hamilton was 'n ambassador vir Monster. So ek weet nie wat daar gebeur. Maar ek meen hy bring ook baie geld in vir enige span wat hy gaan. So dit maak nie saak wat se span hy gaan nie. Hy bring geld in. So ek verstaan nie sy punt nie. Of is pappa wat vir hom sê wag tot Augustus of September of na die summerbreak of so. Maar ek dink Antonelli gaan definitief hy's 'n Williams driver volgende jaar. Hy soos ek sê, hy laat my so aan Valentino dink, hy daai commercial face wat hom net 'n superster gemaak en dit is wat die sponsors in atlete soek, is daai confidence in hy en weet like hierdie ons sit hier met 'n protégé soos ek sê. Maar kom ons fokus gou. Die naweek is mos nou Austria. Sprint weekend. Ek laas jaar dink ek het F1 nog nie die handoff gehad hoe om sprint weekends die punte was belaglik. Hulle sal soos dink dit was 4 punte of 5 punte vir 'n sprintreis. Maar actually wil die drivers nou sprint weekend doen wat jy gesê het. Dink jy hulle gaan sprint weekend volgende jaar weer bietjie adjust of dink jy hulle sit nou met die regte konsep? Sprint weekend is weird. Dis die ding. Sprint weekend is weird en ek dink hulle die regte manier nou gekry en ek dink nie daar moet changes wees nie. Again, ek is nie 'n persoon vir changes nie. Ek hou nie daarvan nie. As ek 'n sprint weekend kyk, wil ek 'n sprint weekend kyk soos wat hy geset is nou. Ek bedoel ons het dit in last season ook al gesien. Die sprint weekends was on par. It's fine. Don't change it. Nie die system gaan staan en change nie. Dis hoekom ek met die vorige episode ook vir jou gesê het, byvoorbeeld ek is nie happy met die hele 2026 regulations nie. Soos moenie gaan staan en verander aan iets wat al klaar reg werk nie. Soos hou net vas aan dit, laat dit aangaan, laat dit werk. Daar's no problem to it, dude. Is net ek dink dit raak annoying. Dit raak heavily annoying. En ek meen met sprint races, ek dink daar's 4 in hierdie season as ek dit reg kan onthou. So ek dink jy het Austria, jy het Qatar, daar's Austin, Texas en dan Brazil. Ek dink is die laaste ene van die sprint races. Ek dink nie daar's nog tussenin nog sprint races nie. Maar ek dink nie dit is nou die tyd om enigstens te gaan staan en change aan sprint race weekend sê. Ek dink is perfek. Honestly, ek dink sprint races is perfek. Hou dit net so, moenie gaan staan en change nie. En dit is fun, man. Sprint races is quite fun. Dit is lekker om te sien hoe die mense soos weer druk om met 'n sprint weekend soos bo uit te kom, maar ekstra punte te kry vir die team. Ek meen dis net die top, ek dink sy top 9 wat weet punte kry. So ek dink dis nou 'n goeie ding om sprint races net so te hou. Don't change it. Moenie volgende jaar kom met nuwe idees en sulke stuff of ekstra wat nie. Ek het hierdie gevoel vir volgende season gaan hulle dalk 1 of 2 nuwe races insit. Ek dink hulle gaan die calendar season nog dalk bietjie langer maak in 'n sens. Maar ek weet nie, it's weird, man. Ek kan nie vir jou sê, ek kan sê van my kant af as 'n F1 fan en 'n F1 fan van die community as well. Ek love sprint races. Hoe dit nou is perfect. Want jy kry sprint qualifying, wel die shootouts. Jy kry die sprint race. Ek meen die volgende vir die volgende dag op Sondag gaan hulle oor direk na die race, die 72 laps nou vir Austria. Red Bull se home Grand Prix might I add. So ek wil vir jou sê dit gaan weer een van daai boring races wees vir Max Verstappen net soos in die eerste 2 laps is hy soos 3 sekondes voor. En dan ek gaan seker maak dat op my foon, my laptop en op my iPad gaan ek 3 verskillende drywers aansit en net soos hulle POV's kyk, want I cannot be bothered om heeltyd te sien op 'n Max Verstappen 3 sekondes voor is nie. Dit raak annoying, jy is goed genoeg, gee almal anders 'n kans.
Jy hoef nie elke keer te wen nie, dude. Jy hoef nie. Soos dit is mal. Dis belaglik. Maar sprint races, love it. Kan nie wag nie. Excited. Austria gaan amazing wees. Dis actually een van die races, glo dit of nie, wat ek baie graag wil gaan kyk. Ek dink Austria en Monza is 2 races wat ek soos mal graag wil gaan kyk. Ek wens eintlik ek kan genoeg geld bymekaar sit om dit te gaan kyk. Unfortunately, dis kaartjies daar nie so duur nie, maar my geld bymekaar te sit om te gaan is bietjie expensive. So nee, ek dink is exciting, dude. Ek dink is baie exciting. Net voordat jy soos aancarry met ek weet jy het nog 1 of 2 vrae aan my, maar ek het gou vir jou 'n vinnige ek wil sê insider news. Ek hoop dit is die waarheid. Ek weet nie hoe erg dit kan waarheid wees nie, maar ek het dit raak gelees. Maar jy weet hoe gaan social media, so baie keer kan hulle 'n bietjie nonsens praat. Maar jy weet Haas verloor al 2 hulle drywers, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen, right? So Oliver Bearman word heel moontlik geannounce die naweek of volgende naweek vir 'n seat. Het jy gehoor dat daar is dalk 'n possibility dat hulle vir Daniel Ricciardo in een van die seats wil sit en dan vir wie sit vir Liam Lawson wil kry in die second seat saam met Yuki Tsunoda. Ek dink dis was die best move ever. As dit kan gebeur, is ek happy. Honestly, vir 2 redes. 1, Daniel Ricciardo het 'n seat en 2, kan ook wees dat Haas weer bietjie begin optel in 'n way, net soos like a little bit, you know. Ek weet nie of dit gehoor is nie, maar ek het dit gehoor. Ek hoop dit is waarheid. Dude, hoop dit is waarheid, man. Ek dink dit is die waarheid. Ek dink dit sal vir my naweek. Want ek weet hulle het oor die naweek gesê Liam Lawson soek 'n antwoord die jaar waar hy volgende jaar gaan wees. Sponsorship wise, want Honda het baie invest in hom en Red Bull. So ek meen obviously Red Bull wou nie daai investment verloor wat hulle in hom gesit het nie. So ek dink fisies hy gaan RB toe en dan Ricciardo gaan Haas toe. Ek sal Magnussen miskien of ja, Magnussen sal ek Ferrari reserve driver maak. Maar Chicken wing. Wow. Voor jy aangaan ou 'n reserve driver by Ferrari is met jou my ry op die ek worry nie oor Ferrari nie, want op lyk my daai drivers worry nie oor daai span nie. Leclerc wat te goed gery het in Monaco. Waar was hy in Canada? No way. Waar was hy die naweek wat verby is? No way. Waar gaan hy die naweek wees? Wel, ek hoop in die top 5. Waar gaan hy volgende naweek wees? Want soos ek jou sê, Ferrari is nie consistent op die oomblik. Daar's Giovinazzi wat 'n reserve driver is. Ek sal hom actually ook 'n kans gee by maak hom die second driver of Haas en sit vir Ricciardo en Stroll se plek, want Stroll het nog nie announced wat hy doen volgende jaar nie. Wat die inside news wat ek hoor is Adrian Newey gaan Aston Martin toe volgende jaar. Wat beteken hy en Alonso gaan weer saamwerk wat 'n goeie pluspunt is. Maar ek dink hy gaan sê, okay, weet jy wat, ek sal na julle span toe kom. Dan soek ek vir die drywer hier wat ek al mee gewerk het, wat ek ken. Maar nou kom hy en ek meen mense kan sien Stroll like hy maak besluite en dan moet die team principal dit volg en dan is dit actually my pappa wat nou die besluite gemaak het. So daai puzzle moet ons nog uitfigure. Ja, dit is my opinie. Ek soos ek vir jou ek stem saam met jou. Ricciardo behoort nog gesien te hê vir volgende jaar wat ek hoop en bid, want hy bring 'n positive vibe in hy paddock en dis wat mense kort is dit 'n positive attitude in die motorsport community.
Ek sien nou hierso, ek wil gou vir jou die standings lees. Max Verstappen is op Max Verstappen is op 219 punte. Norris is op 150. So hy so 3 races, as hy sê nou maar hy wen die volgende 3 races, kan hy maklik op paar kom met Max. En dan Leclerc is op 148. Hy moes al met my calculations moes al by 170, 180 getrek het. Want dis at least wat hy moes gewees het. Hy's amper 40 punte en dan Perez is amper is 108 punte agter Max. Hoe teken jy 'n ou vir 2 jaar ekstra as hy so perform? Want die constructors is nog erger, ou. Red Bull is soos 20 punte voor en hulle McLaren is besig om op te catch dit. So Perez moet beter sy kant bring op die oomblik want ek sien nog steeds daai logistiek besluit wat Christian Horner gevat het met die Perez. Ek dink sy tyd is klaar, my vriend. Maar dis kom ook weet ek wil hierdie reaksie vir sê. Christian Horner het die worst decision ever gemaak. Worst. Die ding is net Perez wil championships wen, Verstappen gaan championships wen. Jy wil hê Perez moet kan battle. Perez is nowhere. Ons het couple of races ago, in fact, het hy vir 3 races of 4 races het hy nie uit Q2 uitgekom nie. Net uit Q2 uitgekom nie. Hy was stuck in Q2. Nou is daar soveel meer opsies vir Red Bull, maar hulle besluit om Sergio Perez te vat. En ek like die ou actually. Maar waar is Sergio Perez van last season? Waar is Sergio Perez van die season voor dit? Dis is nowhere, dude. Dit is horrific om te dink dat hy daar sit, right? Hier is my ander ding. Ek weet nie wat gaan aan met Charles Leclerc nie. Monaco was een van die beste races, most emotional races wat ek al ooit in my lewe gekyk het. Ek het 'n traan geknip toe hy gewen het. Ek meen hulle het hierdie great emotional inspiring video oor hom gemaak ook as wel. En nou dink jy by jouself like what's going on, man? Waar is die races? En wat my upset kind of is en ek gaan net 2 goed mention voordat laat jy weer aangaan met al jou questions want ek sien dit sommer jou boekie saamgebring vir al die questions wat jy vir my wil vra. So is dis 'n groot ding. Ferrari het blykbaar ek dink 3 nuwe parte gebring vir die naweek se Grand Prix, right? En nie een van daai parte het gerespond in Spanje nie. Nie een nie. En as ek dit reg onthou, het hulle nuwe suspension gebring. Hulle het sidepods gebring en ek dink amper hulle het 'n nuwe rear wing wat hulle gebring het. Wat deel was van die hele Spanish Grand Prix. En hulle kon nie byhou nie. En vergeet van die tires en tire saving en tire life en so stuff. Ek weet nie wie organise die backroom by Ferrari nie, wie besluit op al die changes nie, maar wie ook al dit is, jy sak en jy maak my sad. Dis first of all. Second, RB team, Visa Cash App of wat ook al. Bring 4 nuwe parte. As jy kyk hoe Daniel Ricciardo in die vorige 2 races geperform het versus nou, dis is ook asof daai kar net nie daar is nie. En hulle is Red Bull se sister team. So Red Bull se junior team. En wie ook al daar besig is om te develop, jy sak. Jy help nie die mense se causes nie. Hierdie 2 ouens wil nog groter spanne toe gaan. Ek meen Daniel Ricciardo het al vir ages lank het hy sy oë weer terug op die Red Bull span om langs Max Verstappen te kan ry. Yuki Tsunoda het sy oë oop om dalk een van die groter spanne toe te gaan, maar nou het hy 'n ekstra kontrak geteken vir ek dink dis 'n multi-year kontrak, so dit kan 'n 2 of 3 jaar kontrak wees. So hy stak by die RB team at the moment. Wie ook al julle is by Ferrari en die RB team, stokkies op en maak gou, want dit raak boring. It's not fun anymore. Ek wil hê Ferrari moet kan compete, man. McLaren, dude,
McLaren wat soos ek dink in 2023 ja, was hulle soos nowhere in die begin en all of a sudden, bam, klim die rankings. En nou all of a sudden ook as wel, van die eerste race af, bam, klim die rankings. Hulle sit bo. Tweede posisie, hoe in hierdie lewe? Verduidelik dit vir my. Ek moet verduidelik vir my, ek raak van my kop af. Om eerlik met jou te wees, ek sou Tsunoda met Perez geswap het al die seisoen. Gee vir hom daai kans dat hy kan vir Red Bull wys wat hy kan doen, want ek weet hy het die potensiaal om goed te doen by Red Bull. Ek meen as hulle dit met Gasly kon gedoen het en Albon, dan kan hulle dit met Perez, want die Perez bring niks punte op die oomblik nie. So nou wen jy die Drivers Championship, maar jy verloor die constructors gevolg van een ou. Maar Tsunoda, jy weet hy gaan daai team player wees en hy gaan help om net daai punte weer in daai confidence op te bou in Red Bull. Let's face it, bro. Hulle worry nie eintlik op die race op die oomblik nie. Hulle fokus nou net op Max. Wat net vir my soos cool is, of nie cool nie, wat vir my fenomenaal is, hoe Max nie actually worry hoe sleg hy doen in practice nie, maar as dit by qualifying kom, my bro. Dan is dit soos, waar was jy Vrydag? Is jy nog simracing gaan doen of wat? Ja, maar dit, ek meen die scary ding, sorry voordat jy aangaan man, die scary ding van practice is, nee, met Max. Hierdie ou is 'n jokester. Ek gaan hierdie vir jou sê, dude. Hierdie ou is 'n jokester, want ek meen om vir jou team te sê, oh yeah, but it's not working. It's not working. En dan moet ek op 'n Sondag jou national anthem hoor, 23 races. Vir 23 races lank moet ek jou 'n national anthem hoor. Jy sak, dude. Ek like jou nie, jy's 'n goeie drywer, maar jy sak. Moenie lieg op practice nie. Praat die waarheid, want hierdie man gee jy hoop dat Ferrari actually iets kan achieve oor die naweek. En dan hoor ek jou national anthem. En nou gaan ons Austria toe en dan gaan ek heeltemal weer national anthem moet hoor. Hou op lieg. Hou op lieg vir die Ferrari fans. Wees reg met Vrydag. Ek like hoe hy soos op die Saterdag sê, kyk jy iets sê reg met die kar se sturing, ek dog julle dit reg gemaak. Ek meen regtig dit. Dan as hy soos 2 sekondes en dan kom by qualifying, dan sit jy soos, what the hell. Giovanni, voor ons afsluit, soek ek jou predictions vir die top 3 vir die naweek. Sal ons dit compare van 1 tot 10 af, maar ons begin met die eerste 3. Okay. Ons kyk hoe ek en jy bymekaar lê. Okay. So ek het so ons praat nou nie van sprint race, ons praat van die race. Ja, die race. Okay. Ek het vir Norris, Verstappen, Leclerc. Wie is jou top 3? Ek het vir Max, Leclerc, Norris, en ek watch my, ek gaan 'n bold prediction gooi, maar ek sal sê Piastri. Ja, en dan 4, 5, 6 is Leclerc, Sainz en Perez, en dan Nee, wag maar. Ons gaan van piece to piece, dude. Moenie my weghardloop nie. Ek wil jou nog eers bietjie vasvat want jy sit vir Piastri op 3. Ja. Chikomien, jy's 'n goeie vriend van my. Ek like jou. Jy's 'n baie nice mens. Partykeer wonder ek wat gaan in daai kop van jou aan, jom, met Piastri op 3. Ja. Dis fair. Nee, dis fair. Dis all fair. Ek meen personal opinion and all that. Okay, right. So ons gaan nou van 4, 5 en 6, right? So ek gaan sit vir 4de vir Perez, 5de vir Carlos Sainz, en 6de gaan ek 'n bold ene ingooi en sê Daniel, die Honey Badger, Ricardo op 6. Ek sou sê, weet jy op 4? Perez. Ja, ek sou sê Perez, Leclerc en Sainz. Okay, fine. Okay. Dis wat ek sê. So 7, nee, tot wat ons 7,
7, 8, 9 en sê 10. 10. Ja, dit is ek sal sê miskien ook 'n bold ene. Tsunoda. Ocon, Gasly en op 10de gaan ek so 'n bietjie van 'n loop die loop ingooi en sê Valtteri Bottas. Ja, daar's 'n goeie ek sou sê want ek dink Alpine het 'n goeie naweek gehad laas naweek. So ek sou sê Tsunoda, Gasly, Ocon, sure, en Alonso. Ja, Ehm, ek like die feit ek- dat jy like Alonso. Soos ek kom met agter, jy love Alonso. Ek love Alonso, hy was my hero toe klein geword het of groot klein geword het. Toe ek meen na Shimi was hy my hero en toe vat Max oor want ek love Max, ek dink omdat ek so groot simracer is en Max so goed praat van die simracing community, love ek kom baie daarvoor. En ek wil net Aston Martin met wie op die map wees, bro, want ek meen hulle is nie net 'n span nie, hulle het heritage. Hulle ek meen hulle het 'n heritage. Ek meen daai span het ja, dit is ek meen yes, Aston Martin, nog nie so waar kry jy geld vir dit? So ja, dit is my top 10. Jy het jou top 10. Ons gaan kyk wie se predictions is reg vir naweek. En ja, ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy tyd gevat het om die podcast te join. Ons het almal hektiek week agter die rug. En ja, geniet die F1. Net vir ons kykers daar buite. Julle moet die naweek by julle naaste Tigers Milk, Randburg. Ons het gecollaborate met F1 Paddock Viewing en hulle doen events saam met Tigers Milk. Kom daar, een van die dae kan julle dalk vir Giovanni daar sien. Ja, en ons het baie exciting goed vir die future wat ons gaan doen met hulle. En ja, hou julle social media dop. Julle kan ons follow op Instagram is F1 in Afrikaans en op TikTok is dit F1 in Afrikaans. Ons sal die links vir julle hier post en dan kan julle dit follow. So follow ons, follow F1 Paddock Viewing, follow Tigers Milk en ja, geniet die reis die naweek en ook be safe en ons sien julle volgende week vir die reisreview van Austria. Cheers Giovanni, adios. Cheers, buddy. Dankie vir die lekker podcast. Dit was amazing. Sien jou weer en sien jou met Austria. Let's go.